Baie welkom by hierdie week se aanlyn preek. Nou, hoop is goed. Jy moet eintlik vir jouself daar waar jy sit nou en hierdie kyk sê, hoop is goed. Droom is goed. Om te glo is goed. Om wense te hê is goed. Maar dis nie genoeg om die verandering in jou lewe te bring wat jy wil hê nie. Ons kan nie wens nie. Wens om te verander. Hoop om te verander. Droom om te verander. Dis nie genoeg nie. Daar's meer daartoe om te verander. Nou ons is besig met 'n reeks wat ons noem die regte vertrekpunte. En die langer tema van hierdie reeks is die regte vertrekpunte om verandering in jou lewe te bewerkstellig. Want baie keer kan ons van die verkeerde vertrekpunt af probeer verander. En is veral baie prominent aan die begin van die jaar, wanneer ons nuwejaarsvoornemens het, dan wil ek dit en dit en dit en dit doen, maar ons weet nie hoekom ons dit wil doen nie. En ons nogal gesê, dis 'n verkeerde vertrekpunt om te begin by goed wat jy doen. Jy moet eerder sê, wie wil ek word, wie wil ek wees? Dis 'n beter vertrekpunt. En dan doen ek die goed wat nodig is. Net so is dit 'n verkeerde vertrekpunt om te hoop om te verander. Ek moet eerder sekere goed in my lewe inbou soos gewoontes wat my help om te verander. Ons verander nie as gevolg van hoop en drome en wense nie. Ons verander as gevolg van die gewoontes wat ons in ons lewe inbou. Ek wil jou nooi na 'n storie in die Ou Testament, 'n baie bekende storie, wat jy al so baie gehoor het, en veral as kind, het hierdie storie van hierdie jong man en sy vriende my altyd aangegryp. Dis die storie van Daniël. Nou, Daniël was deel van 'n groep jong manne wat gevangenes was in Babel. En die koning het van die beste jongmanne uitgesoek, want hy wou hulle oplei in sy leer en in sy godsdiens en hulle taal en in hulle skrif. En Daniël en sy vriende was deel van hierdie jongmanne. Die koning wou hulle as 'n ware indoktrineer. En so land hierdie Joodse jongmanne in die paleis van die koning, in sy dampkring, waar hy hulle beïnvloed. En dan sê die koning, hierdie ouens moet julle ook mooi na kyk. Sorg dat hulle van my kos elke dag kry, sorg dat hulle van my wyn elke dag kry. Dan besluit Daniël en sy vriende, nee, hulle gaan nie hierdie kos van die koning eet nie, want soos hulle as Jode groot geword is, daar sekere kos wat onrein is. En hulle gaan ook nie die wyn van die koning drink nie. Hulle gaan 'n ander tipe dieet volg. Groente, vars vrugte en water. En hulle doen toe 'n toets en sê, kyk na 10 dae of ons nie beter as al die ander is nie. En na 10 dae was dit juist die geval. En so sien ons in die lewe van Daniël dat daar hierdie goeie, gesonde gewoontes in sy lewe was, wat hom gehelp het om die regte keuses te maak, wat op die ou einde goeie resultate in sy lewe gehad. So maak hy opgang in hierdie koning se ryk, en hy word later 'n gouverneur, en later word hy as een van 'n paar ministers aangestel. Natuurlik was die ander nie baie opgewonde hieroor nie. Kom ons lees saam in Daniël 6. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die gouverneur-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Jy kom nie net daar uit nie. Jy kom daar uit as jy goeie besluite neem en goeie gewoontes in jou lewe het. Jy kom nie daar uit met wensdenkery. Die ministers en die gouverneur-generaals het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het. Maar hulle kon nie. Weereens, goeie gewoontes, goeie bestuur. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. En hulle reël toe met die koning
dat die koning 'n dekreet uitvaardig en sê dat almal moet vir 30 dae net voor die koning buig en voor geen ander god nie. En toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, soos sy gewoonte altyd was. Het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Hulle vang hom toe. Hulle gooi hom in 'n leeukuil. As gevolg van hierdie gewoonte van hom. Die Here red hom uit die bek van die leeu's. En die volgende dag toe die koning navraag doen of Daniël nog leef, toe antwoord hy hom, toe sê hy, ek leef nog. En die koning sê die volgende, koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig. Voorspoed, ek gee hiermee opdrag, dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Jy sien die impak wat goeie gewoontes in Daniël se lewe gehad het. Ons lees in die laaste vers van hoofstuk 6 die volgende. Dit het goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores, die pers. Sy gewoontes het die traject van sy lewe verander. En die klein gewoontes wat ek en jy in ons lewe kan inbou, kan ook die traject van ons lewe verander. Kan ek jou vra? Wat het jy maandag gedoen? Sy rukkie terug, maar jy gaan heel waarskynlik vir my sê, wel, maandag het ek opgestaan, ek het koffie gedrink, ek het geëet, ek het werk toe gegaan, of ek het stilte tyd gehou, en toe het ek werk toe gery, toe het ek my dag begin, en ek het 5:30, 5:30 by die werk gery, ek het 6:00 by die huis gekom, ons het geëet, iets op die TV gekyk, ons in die bed geklim en geslaap. So as ek jou vra oor Dinsdag, sê dieselfde sê. Hoekom? Ek en jy is, soos hulle in Engels sê, creatures of habit. Baie keer ry ons na ons werke toe en ons weet nie hoe ons daar uitgekom het. Ons ry dieselfde pad, ons dink nie, ons gedagtes is of met die radio besig, of ander goed in ons dag besig, of ons is op 'n oproep, en jy doen alles outomaties, want dis gewoontes. 'n Groot persentasie van wat ek en jy doen, is eintlik ingeoefende gewoontes, dit kom natuurlik, en hier is die ding, ook die slegte goed wat ons doen, is 'n gevolg van ons gewoontes. Daarom, soos ek vroeër gesê het, klein aanpassings in ons gewoontes kan groot verandering in ons lewens bewerk. Ek het dalk hierdie al gedeel met jou, so verskoon my as ek dit weer deel, maar dit is vir my so tekenend van hoe gewoontes kan kom vanuit jou identiteit uit. Ons het die eerste Sondag mos gesê, verkeerde vertrekpunt is net om te sê, ek wil 'n klomp goed doen, ek moet eerder sê, wie is die mens wat ek wil wees, wat ek wil word, en dan moet dit bepaal wat ek wil doen. Nou toe ek 40 geword het, het ek gaan sit en die volgende goed neergeskryf. En ek wens eintlik, ek het dit vroeër in my lewe neergeskryf. En ek het dit in die vorm van 'n gebed gedoen. Ek het sê, Lord, help me to be the following person, a devoted follower of Christ, a passionate husband, a hero dad, a keen scholar, a smart investor, a savvy traveler, a leader of leaders, and healthy enough to maintain this. Dis identiteit. Wie wil ek word, wie wil ek wees? En dan die goed wat ek doen, moet vanuit hierdie identiteit vloei. As ek 'n toegewyde Jesus volgeling wil wees, moet dit weerspieël word in my commitment, my rentmeesterskap, my stilte tyd, hoe ek leef. As ek 'n passievolle huweliksmaat moet wees, moet dit weerspieël word in hoe ek optree teenoor my huweliksmaat, dit wat ek reël, die ekstra myl wat ek stap. Selfde met kinders, selfde met studies. Wie wil ek wees? Dit bepaal wat ek doen. En ons kan nie wens om iets te word nie. Ons moet sekere goed doen en in ons lewe inbou. Wat is die een gewoonte in plaas van wens wat jy in jou lewe kan inbou? Kom ek gee vir jou 'n paar eenvoudiges. Wat van Bybel in die oggend voor Facebook? Wat van opstaan in plaas van snooze druk? Wat van elke dag een paragraaf neerskryf
oor wat jy dink en joernaal maak? Wat van elke dag 10 of 5 bladsye lees van 'n nuwe fiksieboek wat jy meer bekwaam maak en wat jou meer toerus? Wat van elke dag, voordat jy in jou kar spring en jy op julle aparte rigtings gaan, net vinnig te stop en te sê, kom ek en my huweliksmaat, of woonstelmaat, of wie ook al saam met my is, wat ook 'n Christen is, kom ons bid net saam. Wat van, in plaas van om te besluit op 'n Sondagoggend of jy lus is vir kerk toe kom of nie, 'n besluit te neem, ek gaan van nou af elke Sondag kerk toe kom. Dis 'n klein een gewoonte wat jy in jou lewe kan inbou. Van kerk toe kom gepraat, ek lees in Hebreërs 10 vers 25 die volgende. Hy sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos partyse gewoonte. Weet, daar is ook verkeerde gewoontes, maar bou die regte gewoontes in jou lewe in. Ons het die effek daarvan in Daniël se lewe gesien. En kyk maar na enige persoon wat naby aan die Here leef, wat suksesvol in sy werk is iemand wat goeie gewoontes in sy lewe ingebou het. Nou, hoe skep ek nuwe gewoontes in my lewe? Eerstens, maak dit sigbaar. So, hulle praat, ouens wat oor gewoontes skryf, sê, daar's 4 stadiums van gewoontevorming. Sê, daar's 'n sneller, en dan is daar 'n begeerte of 'n craving, en dan is daar 'n reaksie, en dan is daar 'n beloning. Byvoorbeeld, jy het 'n gewoonte van om na ete ietsie soets te soek. So wat gebeur? Jy het geëet, jy gaan sit voor die TV, en die sneller word getrek. En dan skielik by jou 'n begeerte of 'n craving. Dan roep daai sjokolade jou mos, wat daar in die kas lê, op jou naam. En jy gaan vat hom, so daar's 'n reaksie. Jy eet hom, en al daai serotonien skei af en daai soet smaak, en jy het 'n beloning. En kort voor lank is dit hierdie gewoonte wat jy elke aand of elke nou en dan in jou lewe wil hê. In my huis is dit nogal so, as my vrou haar oefenklere aantrek of haar stapklere aantrek, dan raak ons hond mal. En jy moet nie die woord stap gebruik nie, dan raak die hond nog maller. So dis 'n sneller wat getrek word die oomblik as hy oefenklere aangetrek word. Ek onthou, baie keer in die winter as mens fiets gaan ry, moet jy mos nou baie warm aantrek. So, vir my om daai gewoonte om môreoggend op te staan en in die koue uit te gaan, moet ek die klere die aand voor die tyd uitsit. Want ek sê vir jou, om in die donker na klere te soek, mis jy goed en jy maak nogal jou vrou ook wakker en dan is jy in groot moeilikheid. So ek pak dit voor die tyd uit, ek maak dat dit sigbaar daar is, dat ek vinnig by dit kan uitkom. So, maak jou gewoonte sigbaar. Miskien sit jou Bybel langs jou bed neer. Miskien haal jou joernaal uit en kry 'n pen gereed. Stel jou wekker 'n sekere tyd. Maak dit sigbaar, sodat dit maklik vir jou is. Iets wat ek ook doen, in die aande voor ons gaan slaap, stel ek 'n koffiemasjien wat in ons kamer is. As my wekker lui, dan druk ek stop, en ek gaan sit die koffiemasjien aan. Ek gaan badkamer toe, en as ek terugkom, dan ruik ek alreeds die koffie wat begin brou. En dit trek sneller in my lewe, wat weet, as daai koffie klaar gebrou is, gaan ek in my studeerkamer sit, ek gaan my stilte tyd doen, ek gaan joernaal, ek gaan lees, en dan as ek klaar trek dit klomp ander snellers in my lewe, wat my dag vol maak, en goeie gewoontes daarbey. So maak dit sigbaar, dat dit maklik laat, hy sneller maklik in jou lewe getrek word. En net so terloops, haal die verkeerde gewoontes, maak daai snellers onsigbaar. Neem dit uit jou lewe uit. Maak dit maklik. Moenie met 'n groot gewoontes probeer begin nie. Craig Rochelle vertel dat die eerste gewoonte wat hy in sy lewe ingebou het, was om te flos in die aand. Flos. En dit het gelei tot 'n volgende gewoonte, gelei tot 'n volgende gewoonte, gelei tot 'n volgende oomblik. En vandag is baie van wat hy doen, sê hy, gewoontes, en dit kom sonder moeite in sy lewe, maar die resultate is so groot. Maak dit maklik. Begin met 1. Want as 1 kan dalk lei tot 2. Maar as jy nie met 1 begin nie, gaan jy nooit by 2 uitkom nie. Begin met hierdie klein dingetjies. Soos ek sê, lees 2 bladsye 'n dag, 5 bladsye, 10 bladsye.
vat net jou vrou se hande of jou man se hande en sê, kom ons bid net oor een ding waaroor ons dankbaar is, as ons skaam is om te bid vir mekaar. Lees 1 hoofstuk 'n dag. Spandeer 5 minute in stilte, in die teenwoordigheid van die Here. Maak dit maklik. In Sagaria lees ons hierdie vers en is so waar van alles. Sê, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Klein veranderingkies wat ons maak. Want as jy daai veranderings bring, soos ek sê, 1 kan tot 2 lei en 2 kan tot 3 lei, en dan gebeur wat hulle noem sogenaamde gewoontestapeling. Dat sodra iets 'n gewoonte is, vat dit nie meer moeite van jou. So nou kan jy jou energie insit om van 'n volgende ding 'n gewoonte te maak. En as dit 'n gewoonte is, vat dit nie meer energie van jou nie, want dit is 'n gewoonte, jy doen dit uit gewoonte, dan jy energie vir die volgende een. James Keller skryf in sy boek The One Thing oor domino's. Ons almal ken die domino effek, dat jy een omslaan, dan kan jy nou almal so omslaan. Maar hy sê, as jy wiskundig gaan kyk, dat in meeste gevalle kan een domino die gewig van 1,5 sy eie gewig omstamp. Gewoonlik nie, as hy swaarder is nie, dan lê hy teen hom, en as hy ligter is, dan kry hy hom omgestamp. Maar min of meer 1,5 keer. Maar toe het hulle gaan soort van dit bietjie neersit op 'n spreivel en sê, maar wat van as ons met een domino begin en hy slaan een om wat 1,5 groter as hy is, en daai een slaan een om wat 1,5 groter as hy is, met ander woorde hierdie stapel effek. En het hy gevind dat by domino 18 gaan jy alreeds 'n domino so hoog soos die lenende toring van Pisa kan omstaan. By domino 23, by 18 gaan jy die toring van Pisa omstaan, by 23 die Eiffeltoring, hulle sê hierso by 31 is jy al by die hoogste berg in die wêreld, Mount Everest. Die stapel effek van klein gewoontetjies in jou lewe. Daniel het nie net gekom waar hy gekom het as gevolg van wensdenkerry. Hy was 'n man met goeie beginsels, goeie gewoontes, goeie besluite. Paulus skryf, en dan gebruik hy 'n sportsmetafoor. Hy sê, almal wat in 'n wedstryd deelneem, in 1 Korintiërs 9, almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ons sê hulle self allerlei dinge. Met ander woorde, hulle wil beter doen, hulle wil verander. Ons neem ook aan die wedstryd van die lewe deel. Daarom ons sê ons onsself van sekere dinge, ons bou sekere gewoontes in. Hy sê, hierdie atlete doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons, 'n onverganklike. Ek hardloop dan soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Met ander woorde, ek weet wat ek wil word, ek weet wat ek wil bereik, ek verstaan my identiteit, ek is nie onseker vir my doel nie, ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer. Met ander woorde, ek kweek daai gewoontes, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer. Ek wil jou nooi, bou een goeie goddelike gewoonte in jou lewe in die volgende 2 weke, en dan die volgende, en dan die volgende, en kyk hoe dit die traject van jou lewe, en jou gesin, en almal met wie jy in aanraking is, kan verander. Kom ons bid saam. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees, tot ons weer by mekaar kom. Amen.